Hallo, Janine van die kerkies van Radio Kansel en ek wou vir jou 'n vyeboom wys. Man, my hele sentrum is daar nie een vyeboom, behalwe die measly ou dingetjie wat agter ons Wendy huis staan nie. Maar nee, ja, ek gaan nou nie 5 jaar vat om jou die storie te vertel nie. So, ek lees dit nou daar in Markus en in Matteus. Jy weet daai storie van die vyeboom. Nou kom Jesus en hy is honger en hy sien die vyeboom met die blare aan. Maar daar staan, dit was nie die vye se tyd nie. Hy gaan tussen die blare deur, kry niks vye nie en hy vervloek daai boom en sê van jou af sal niemand ooit weer vrugte dra nie. Hulle gaan tempel toe, volgende dag kom hulle terug en daai ding is verrot tot in sy wortels. En die disippels vra vir hom, wat gaan nie aan? En hy sê, as julle tog net geloof gehad het. En ek kyk die storie so en ek sê vir die Here, as hierdie oor 'n vertrouensverhouding gaan, dan is hierdie storie vir my 'n probleem, want hy is die God van seisoene. Hy het die vyeboom gemaak om in seisoen vrug te dra. Hy het geweet dis nie die vye se seisoen nie. So hoe kan hy so vies wees vir die arme vyeboom dat hy hom vervloek tot in die grond? En dit sê vir my 2 dinge. Of die Here is onregverdig of die Here verwag te veel. En dis 'n probleem. Want ons twee se verhouding moet ek nie een of ander vermoede hê dat die Here van my iets verwag ek nie kan doen nie. En toe het ek gedink, okay, want dis wat ek doen. Dan gaan hardloop ek met die vraag. Ek sê, Here, as ons twee 'n vertrouensverhouding moet hê, dan moet U asseblief vir my hierdie storie verduidelik. Nou maar toe, ek weet presies waar die Here vir my daai antwoord gegee het. Ek is uit by die hek en ek het gaan hardloop en daar waar ek die antwoord gekry het, gaan ek nou my antwoord vir jou ook gee. Dink net daaraan. Daar's iemand wat jy moet vergewe en jy kan nie. Daar's 'n rekening wat jy moet betaal en jy het nie die geld nie. Almal in die verkeer is onvolwasse en mislik met mekaar en jy moet geestelik volwasse wees en jy sê vir die Here, dis te veel gevra. Dis onregverdig. Dis onregverdig dat ek die minste moet wees wanneer ek die een is wat seer kry. So die vraag is belangrik. Hier is die straat. Ek kom so af met hom en toe ek hier so kom, is dit soos 'n kouete wat oor my kom. Die besef, die Here bedoel, ek soek vrug in alle seisoene. Dink aan 'n droë boom met geen blare nie, met hierdie vet, juicy vrugte op hom. Die media sal stop, hulle sal foto's neem, die TV sal kom, want dis nie hoe dit hoort nie. Vrug in die winter is vergifnis wanneer iemand dit nie verdien nie. Hulle weet hulle verdien dit nie. Dis vrug in die winter. Wanneer jy gee, wanneer jy nie het nie, net op die geloof dat die Here gaan vir my voorsien, is vrug in die winter. Wanneer jy jou geloof sit in die Here, want hy sê ek het vir jou 'n mate van geloof gegee en jy sit jou geloof in die Here en jy sê ek gaan nie hierdie self 'n plan maak nie. Ek sit my geloof, my vertroue in God. Dis vrug in die winter en die wêreld verstaan dit nie. Hulle verstaan nie vrede wanneer jou omstandighede sê jy kan nie vrede hê nie. En dis hoekom dit so tel, dis hoekom dit so sigbaar is, vrug in die winter, soos jy ooit verby 'n vyeboom stap. Dink daaraan, vrug in die winter, vrug in alle seisoene. Ja, nou maar toe. Net vir die rekord, daardie vrug, goddelike vrug, jy kan hom nie self optoer nie. As die Heilige Gees dit nie in jou doen nie, gaan dit nie gebeur nie. As jy nie in Jesus lewe nie, is dit nie moontlik nie. Jy's reg, vir jou is dit onmoontlik. Maar vir hom is niks onmoontlik nie. Nou maar toe, kom ons kom by die huis.